Amen, prys die Here. Dis die bly om in die huis van die Here te wees. Amen, prys die naam van die Here. Ek wil dit so 'n bietjie anders doen vanaand. En ons gaan die hele week dit anders doen. Ons gaan dit doen soos die Here ons lei, maar vanaand gaan ek so as dit so 'n bietjie uit orde is, jy moet maar my op verdra. Dis nie ek en dis hoe ek dit gedoen het, tyd van die Here af. Ek wil vra dat julle vir my saam met my sal staan. Ek gaan dit open met gebed. Benny, waar jy? Kom open dit vir my met gebed. En as Benny klaar is, ons begin sing en die Here verheerlik. En dan soos die Here lei. Ons sê ons Vader, Here, dankie vir die Gods voorreg wat sy vanaand om saam te wees as broers en susters, Here. Wat 'n voorreg te sê, Here, U is goed vir ons. Here, U alleen is waardig om geloof en geprys te word, Here. Dis ons vanaand U is, Here. Om U naam kan loof en prys en groot maak, verheerliking tot U te bring, Here, vir wie U is en waartoe U in staat is, Here. Here, sien ons dat die week, Here, ons opkom met verwagting, Here, om net aangeraak te word deur die Heilige Gees, Here. En ons weet, Here, ons het ingevoel, ons loop nie, sodat U is reeds in ons midde, Here. Seën in die verligtinge, seën ons die naam gaan loof en prys en groot maak, met koorverse. Here, dat ons nie sal rondkyk en bemoeid is nie, maar Here, op U gefokus sal wees, om te weet, Here, ons is hier vir U, maar U is op U vir ons, Here, op daardie oomblik. Wat ons sal oopmaak, sal soek na U, omdat U ons leer bid, jy sal kry, soek jy sal vind, klop, gaan vir jou deur oopmaak, en sê, dankie, Here, vir die deur wat U hierdie week, en hierdie tyd vir ons sal oopmaak. Aan die lof, aan eer kom U, en ek kry U kosbare bloed, Here, lei ons, Here, volgens U wil, en die ons wil wees met gebed, Jesus kosbare naam, sal ons sê, amen. I wake away. I don't have no
movies on, my Lord, the movies on. The movies on, my Lord, the movies on. The movies on, my Lord, the movies on. I can hear the gospel in the foundation, and I know the movies on. Good morning, sister, this is the movie. Good afternoon, where come to it? Good morning, good morning. Movie time, I want to movie time, I want to
Oh God, Holy Spirit,
Dat ons moet huis toe gaan. Vergeet alles wat by die huis sal gaan en by die werk is. Kom ons fokus op die wil van God. Kom ons laat ruimte vir die Heilige Gees om te werk vir God. Kom ons laat toe dat die Heilige Gees jou lewe sal beheer. Kom ons laat toe dat die Heilige Gees die leiding gee. Vandaag gaan dit nie oor ons nie. Dit gaan oor niemand anders as Jesus. Enkel wat hy vir ons gegeef nie. Halleluja. Prys sy naam. Halleluja. Kom ons raak net so oomblik stil. Net so vir 'n oomblik. Dan gee ons die Gees van die Here kans om te werk. Ons gee baie keer nie die kans vir die Heilige Gees om met ons eers te praat nie. Vanavond kom ons hierso gejaag tot hier. Angstig om te sien wat sal gebeur. Maar die Here is altyd teenwoordig. Altyd teenwoordige God. Hy sy Gees weet wat om te doen vanavond. Nou kom ons raak net so vir 'n oomblik. Dink ons aan niks anders as wat hy kan doen vir jou nie. Dit wat die Heilige Gees vir ons bring het. Die Trooster, die Heilige Gees. Die Trooster. Die lewendmakende Gees. Kom ons gee dit ook kans om deur ons te beweeg. Daar hoef jy altyd tale te wees nie. Daar hoef jy altyd uitleg te wees nie. Die Gees van die Here beweeg soos wat hy wil beweeg. Hy is in beheer. Hy weet wat hy doen. Al wat hy jou party wil vra is gehoorsaamheid aan sy eer. Nie mense eer nie. Kom ons gee die Here met kans. Halleluja. Laat die Heilige Gees. Sweet over my soul.
Dankie vir ons die geleentheid kry om vanaand in die huis van die Here te kan wees. Dat ons kan toelaat om te sien wat die Heilige Gees vir ons in stoor het. Here, ek wil kom bid, u woord sê vir ons dat daar soveel goed is wat ons nog nie kon doen nie. En een van dit is om toe te laat dat die Heilige Gees sal werk soos wat hy wil werk. Nie soos wat ons die vanaand wil ek u vra, kom beweeg die deur, kom waai deur ons vanaand, kom beweeg deur ons, bring ons weer op die plek, die fondasie van ons weet wat vir ons gelê is, voor in die wêreld gelê is. Kom laat die Heilige Gees ons sal lei in gees en waarheid vanaand. Ons gee al die lof en die eer. En ons prys die wonderbare naam. Amen en amen. Prys die Here. Halleluja. U mag die sitplek neem vir so oombliekie. Prys die Here. Halleluja. Prys die Here. Halleluja. Halleluja. Ek wil gou met julle ietsie deel. Ekskuus, my stem raak weg. Want ons is mos nie gewoond om die Here te loof, te prys soos in die kerk nie. Daar gebeur sulke goed. Ek wil doen wat die Here op my hart gelê het. En daar's 'n paar goedjies wat in plek gaan wees en dalk vanaand gaan dalk nie self wees soos die ander aande nie. En vanaand gaan dalk nie wees vir jou so goed soos die volgende aande wat gaan kom nie. Ek wil vir jou sê, as jy vanaand gekom het, is maar die begin van wat gaan gebeur. Ek gaan nie stof oor wat gebeur het met ons nie, maar ek wil vir jou sê, terwyl ek hier voor sit en bid, kom ek iets agter, dat ons kerk iets verleer. En ons het baie keer daaroor gepraat, dit is dit wat ons die Heilige Gees doen. En ons het vergeet, hoe om toe te laat dat die Heilige Gees ons lei. Baie jare terug, sal ek nie om vergeet nie, het ek gesien hoe die krag van die Here beweeg, terwyl daar niks of niemand is nie. Nie 'n musiekinstrument nie. So ek wil vir jou vanaand sê, ek wil jou waarsku vanaand. Vriende, ek wil nou met baie mooi respek sê, as ek hier uitkom en ons begin koordans, moet een van julle nie offended voel nie. Laat toe dat die Heilige Gees die werk doen. Laat toe dat hy dit doen. Hy het 'n manier van werk. Ons weet nie altyd hoe nie. Ons het 'n orde wat ons geleer het in die Bybelskool en oral waar ons gegaan het. Maar ek wil vir jou sê, my manier werk nie altyd nie. Jou manier gaan ook nie altyd werk nie. Maar weet jy wat gaan werk? As ons toelaat dat die Heilige Gees werk. En vanaand is jy op 'n daai aand. Ek wil vir jou sê, as jy hier is vanaand, moenie mis nie. Ek gaan dit vir jou sê, ek gemis. Ek het nie 'n tema of iets vir hierdie. Al wat ek weet is, dis soos wanneer jy lewende water drink. En wanneer jy daai lewende water gedrink het, dan kan jy nie ophou met te drink nie.
Ek gaan voortkyk op julle ietsie lees vanaand en ek gaan kyk hoe ver ek aangaan voor die Heilige Gees gaan doen wat moet gedoen word. Ons leer in die woord van die Here baie keer. Jy kan vir my op Joël 2 vers 28. Ek gaan vir julle 'n paar versies lees, maar ek wil hê jy moet baie mooi oplet. Want dit kan dalk wees dat ons weer van hierdie moet bedien deur die res van die week. Dit kan wees dat ons hierdie woord weer moet oorbedien. Want dit is nie my woord nie, dis die Here se woord. So ek doen nie wat ander ou doen nie. Die ander ou nie doen wat ek doen nie. As jy gedink het, jy kom vanaand en gaan môre mis, dis reg as jy mis. Ek gaan nie kwaad wees meer nie. Ek gaan net vir jy het gemis. Ek gaan vir jou ook dit herinner aan. Jy kon die Heilige Gees se dooping gesien het. Onthou, die Gees is gewillig, maar die vlees is swaar. Die Gees is altyd bereid om ver te gaan, maar ons vlees wil nie altyd werk nie. Wanneer ons in die vlees is, dan is ons moeg, getap. Ek wil vir julle sê, terwyl ons ver gebly het die week, en ek wil nie baie daaroor praat, ek wil by die uitkom wat die Here op my hart lê. Maar ek wil vir julle sê dat ons ry, weet jy wat is die eerste ding wat in my kop is? Ek wil my eindbestemming maak. Maak nie saak of ek moeg geword het nie. Maak nie saak of ek 'n bietjie my oë wil toemaak nie. Ek weet daar's 'n eindbestemming. En dit is iets groter as wat ek is. Hoor wat ek vir julle sê vanaand, Hoor wat ek vir julle sê vanaand. As jy jou eindbestemming wil bereik in die Here en in die Heilige Gees, gaan jy moet toelaat dat die woord 'n werklikheid word. Gaan jy moet begin hardloop vir die Here. Gaan jy moet begin honger word vir die Here. Weet jy hoekom is daar so baie van julle hier vanaand? Want julle is honger nog vir die woord. Ek is nog honger vir die woord van die Here. Ek kan nie sonder die woord van die Here nie. Ek wil die woord van die Here die hele tyd eet. Johannes skryf in Openbaring, die engel gee hom opdrag om die woord te eet. Hoekom eet hy die woord? Want dit is die enigste ding wat versadiging gaan bring in hierdie laaste dae. As jy dit lees wat hy sê, en daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees. Hy het nie gesê op uitdrage deur Christus nie. Sorry. Op alle vlees. Wie is ons vlees en bloed? Hy sê dit volgende. En julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle ou mense sal drome droom. Julle jongelinge sal gesigte sien. En op julle diensknegte en op julle diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. Hy het nie gestop nie. Daar is nie 'n einde aan die begin van die Heilige Gees nie. Daai persoon in die drie eenheid kan ons nie bepaal nie. Ons kan hom net beskryf. En ek het 'n paar punte wat ek vir julle wil deel. Maar voor ek daarby kom, kan ek vir julle sê, jy moet eers die woord van God begin toelaat in jou hart, jou gedagtes. Elke een wat hier sit, ken die Here, is ek reg? Daar's 'n stappe van vergelyking, sê ek altyd, in die orde van tot jy kom by die huis van die Heilige Gees. Waar jy kom tot op daai deur waar jy moet oopmaak om in te gaan. Hierdie is die fondasieplek waar ons op instap. Daai voordeur wat jy wil ingaan. En voor ons by daai deur van die Heilige Gees gaan ingaan, moet jy en ek erken vanaand, dat is nie ek en jy, wat in Staatse woorde kan sê, wat maak dat ek mal is nie. Iemand het vir my iets gesê, en die woord van die Here sê, in Handelinge sê hy, en hulle het gelyk soos dronk mense. Hulle het gesê, kyk, hulle is vol soet wyn. En toe sê Petrus vir hulle, maar is nog die 9de uur. Hoe kan ek vol soet wyn wees? Ek wil vir jou sê, as jy 'n balletjie hier gaan rondhardloop, gaan ek nie keer nie. As die Gees van die Here begin werk met jou,
gaan ek hierdie keer nie? Hoekom gaan ek hierdie keer nie? Die skrif sê, dis wat gebeur het. Maar voor ons by dit kan kom, moet ons besef, daai deur moet oopgemaak word. Cornelius kom by Paul Petrus en hy sê vir Petrus, ek wil die Here hê in my lewe. Van weet jy hoekom? Daai klein saadjie wat geplant is, het nat geword. Die dag toe hy sien, Jesus aan die kruis. En dit is geplant en dit het daar gebly. Dit word benat, net deur die water van die Heilige Gees. Snaaks genoeg, ons soek altyd, waar was die Heilige Gees in die Ou Testament? Ons soek altyd om te sê, ons wil altyd die woord van die Here verkeerd bewys. Ons wil altyd iets ons eie idee begin. Maar die woord van die Here is rein, so rein. Daar kan nie fout wees nie. Jesaja 44 vers 3. Sy gaan nou vir opsit. Wat ek moet kry. Sit hom op vir my. 44 vers 3. Want ek sal water giet op die dors lande en strome op droë grond. Ek sal my gees op jou kroos giet en op jou en my seun sal op jou nakomelinge wees. Hoor wat ek julle vanaand sê. Ek wil nie baie praat vanaand nie. Ek wil toelaat dat die Heilige Gees in ons met my werk. Maar om by daai punt te kom, moet ek in kan stap met die Heer wat vir my voorberei is. Die Heilige Gees is ons elkeen. As jy tot bekering gekom het, dan het ek het nou reg sê, ek het nou nog gesê, die trappe van miscommunikasie is ons. Ek word gedoop. En dan kom ek tot bekering. Dan dink ek kan ontvang. En dan dink ek kan alles doen wat die Here op my hart gelê het. Maar as ek dit so doen, dan is ek heeltemal die mekaar. Daar is 'n orde in God se woord. God se woord sê, jy kom tot eers tot bekering. Dan word jy gedoop. Dan kry jy doop met die Heilige Gees. Dan kry jy die werkinge van die krag van die Heilige Gees, die gawes, die vrug van die Heilige Gees. We gaan aan alles in een werk. Daar's trappe wat moet geklim word. By daai voordeur. En om daar uit te kom en om daai deur oop te maak, kos 'n prys. Ek hoop ek laat julle nou nie verdwaal voel nie. Ek wil hê julle moet dit mooi verstaan. Dis hoekom ek dit so begin. Want jy sien die probleem is, ons weet nie hoe werk die Heilige Gees. As ek vir jou vra vanaand, sê vir my, wat is die Heilige Gees? Wat kan die Heilige Gees doen vir jou? Ek wil die vra vanaand, jy wat hier sit vanaand, hoeveel keer kan die doop met die Heilige Gees plaasvind? Hoeveel keer kan die doop met die Heilige Gees plaasvind? Ek sal nooit vergeet daai eerste dag nie. Maar voor ek daarby kom, wil ek vir julle sê gou iets. Die Heilige Gees beperk net ons. Ons beperk hom. Maar wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees werk, dan kan hy begin doen soos wat hy gelei word. Nie soos wat ek en jy nie. Ek en jy het 'n gevoel, ons voel, dit is tyd om huis toe te gaan, dan gee ons alles op en ons gaan huis toe. Maar die Heilige Gees bly daar. Terwyl ek hier ingekom het, deur die dag en ek in Augustus ook, stap ek hier in en ek begin voorberei vir hierdie week. Ek besef ek, die Heilige Gees is altyd daar. Dis as ons hom toelaat om te werk, dan gaan dit begin werk. Maar as ek hom nie toelaat nie, dan kan hy nie werk nie. Ek het baie keer gesê, ek het vir doopelinge gesê die ander dag, toe sê ek vir julle om te onthou, die Heilige Gees is 'n gentleman. Hy is 'n baie beter gentleman as wat ek kan wees. En ek het altyd hierdie voorbeeld gebruik, as ek die deur wil oopmaak vir my vrou, as ek hom oopmaak, dis 'n gentleman. Hy maak die deur oop vir 'n vrou om in te gaan.
Maar as die vrou kom en sy maak die deur oop, wat doen die gentleman? Hy staan so 'n bietjie terug. Hy staan terug, want jy wil ons nou oorneem. As jy toelaat dat daai gentleman jou lewe gaan in beheer neem, kan ek vir jou sê, dan keer ons hierdie dorp om vandag. En hierdie week wat kom, wil ek vir jou sê, ek het die hele tyd daarmee geloop, ek loop al 'n paar weke daarmee, die Here is besig om iets in plek te bring, en vanuit die nage, en ek noem dit regtig uit die nage, daar gaan iets gebeur, wat honderde jare terug gesê was, duisende jare terug, wat geprofeteer was. Ek wil vir sê, ons het baie jare laas gesien, dat die uitstorting van die Heilige Gees so kan plaasvind, maar as ons gaan toelaat as gemeente, om toe te laat dat die Heilige Gees begin werk met ons, dan gaan daar uitstorting van sy Heilige Gees wees. Maar dit kan net gebeur, as ek en jy op 'n plek kom, om die Here toe te laat, die Heilige Gees toe te laat, om te werk in ons lewe. Ons kan dit nie by onsself dink nie. Ek kan nie hier goed opmaak nie, want weet jy wat, die woord is die waarheid. Die woord kan nie homself terugdraai nie. Dit wat hy gesê het, gaan gebeur. En ek wil jou nie verveel met hoeveel keer uitstorting van die Heilige Gees plaasgevind het nie. Maar ek wil vir jou sê, baie jare terug het ons dit gehad. In 1918 toe dit gebeur het. Of 1908 gebeur daar uitstorting van die Heilige Gees in Woeste. In 'n NG Kerkie. 'n NG Kerkie. Honderde jare terug. 100 iets jaar terug het dit gebeur. Die Heilige Gees het nog nooit hierdie plek verlaat nie, ons het hom verlaat. Want ons het ons eie gedagtes en ons eie maniere. Ek wil vir jou sê, daar is net 'n manier, en dit is die, as jy dit oopmaak, en jy laat toe dat die Heilige Gees werk. Jesus kom, terwyl Johannes by hom kom, en Jesus sê vir hom, jy moet my doop deur die water, hy sê, Here, ek kan jou nie vat, doop jy liewers my, maar vir jou kan ek nie. Want ek is nie waardig om aan jou te raak nie. Johannes het iets verstaan wat ek en jy mee sukkel vandag. En dit is om toe te laat dat die Here beheer is. Jy weet, ek weet, Johannes was een van die laaste profete van sy tyd gewees, van sy tydgenootskappe gewees, maar weet jy wat hy reg gedoen? Hy het geweet wie is die Here in sy lewe. Hy het geweet wat gaan gebeur as die Heilige Gees oorvat. Ek wil vanavond vir jou sê, as jy gaan toelaat dat die Heilige Gees die werk doen, gaan jy sien hoe hy jou gaan verander. Die omstandigheid gaan verander. Jou gaan reg deurloop en begin verander van waar jy is. En daai gedeelte wil ek by aanlas, nie my woorde nie. Ek wil vir jy sê, die Heilige Gees begin werk. Wanneer daar 'n oorgawe is van jouself na die Heilige Gees toe. Wanneer jy toelaat dat die Heilige Gees die werk doen. Nie die vyand nie. Die vyand is 'n leenaar. Sê sommer nou vir hom in jou kop, terwyl hy jou probeer verward. Sê vir hom, vyand, jy's 'n leenaar. Jy's 'n leenaar, laat jy uit. Hy lieg vir jou. Hy wil jou nou omkeer met 'n paar goedjies om te sê vir jou, kyk daar, maak so, dit daaraan. Weet jy wat gebeur? Ek wil vir jou sê, die Heilige Gees is trou in wat hy doen. Hy sal nooit jou laat val nie. Hy sal jou nie laat struikel nie. Die Here het hom nie toegelaat in ons lewe om vir ons 'n struikelblok te wees nie. Hy is daar vir ons om as 'n helper te wees. Wat doen 'n helper? Hy help jou op. Hy help jou op en hy vat jou na 'n plek toe van hoër hoogtes, wat ek en jy nie kan gaan as mens nie. Maar om daai plek te bereik, wil ek vir jou sê, moet jy instap by die Here vanaand. Jy moet instap. Ek kan jou nie help nie. Met dit wat jy mee struikel vanaand, moet hierso inkry. Hier vanaand gaan jy dit losmaak. Vanaand gaan jy die Here losmaak, 'n paar goedjies. En ek wil vir jy sê, en ek staan by my woord, en ek gaan aanhou vaststaan by my woord. Die Here is nie 'n leenaar nie. Die woord kan nie lieg nie. Terwyl ons hier daarmee oor dink,
ek praat, wil ek vir julle sê, ons is te mak geword. Ons kinders van die Here het lammetjies geword. En die vyand kom om ons te steel en te beroof. En ons laat hom toe. Ag, dis maar right, ek doen dit net vir die vrede. Ek doen dit maar net vir die vrede. Ek wil vir jou sê, hou op met die vrede soek. Begin die gees van die Here soek. Begin toelaat dat die Heilige Gees jou lewe lei. Ons kan nie aangaan nie voordat jy moet besef, daar moet 'n verandering kom in jou. En ek het vir die broers gesê, en ek wil vir jou vanaand ook sê, ek is nie tevrede dat die vyand my heeltyd roof nie. Daar moet 'n plek kom. En ek wil dit nie weer noem nie, maar ek wil vanaand vir jou net sê, terwyl Benny getuig toe sê, weet jy wat is die probleem, ekskuus Benny, ek doen dit nou. Maar ons het so getuig daaroor en ek sê vir hom, weet jy wat is die probleem? Ons vat nie met die autoriteit, wat die Heilige Gees ons gegee het nie. En hoekom ek vir Benny noem, want hy het in 'n situasie gesit. Maar as hy nie voorbereid was nie, dan sou die vyand met hom gespeel het, en hom laat val het. Maar omdat die Here getrou is, omdat die Heilige Gees getrou is, het hy maar nie geval nie. En ek wil nie verwag nie, ek wil jy iets leer vanaand. Jy moet dit hoor vanaand. Ek gaan dit aanhou doen tot jy dit begin vat. Ek gaan aanhou doen. Ek sê vir jong mense vanaand, ek sê vir hulle oor die naam, ek sê vir hulle, hoe kom jy tot die oorgawe van die Heilige Gees? Dit hang nie van my af nie. Dit hang nie van hierdie prediker af nie, dit hang nie van die musiek af nie. Dit hang van niks en niemand van in hierdie plek sit nie. Jy kan hoe goed wees, jy kan hoe goeie profeet wees, jy kan hoe evangelis wees, 'n apostel wees, jy kan die beste herder wees, maar dit hang nie van daai ou af nie. Dit hang van jou af of jy dit gaan toelaat. Die Bybel sê, weerstaan die duiwel. Dan sê hy ook, soek eers die koninkryk van God. Wat sê hy? Soek eers die koninkryk van God en al hierdie dinge sal weer bygevoeg word. Nou kan ek dit gebruik in die sin van wat die Here mee besig is met ons vanaand en met jou vanaand. Jy weet ons kom op 'n plek waar ons baie jare terug ek praat oor wat ek gehoor het en wat as ek jong seun ek het gesien het. Jare terug het ons kerk gehou, van maandag tot sondag. Dus eendag moe geword vir die Here nie. Die eendag moe geword vir die werking van die Heilige Gees. Iets het my opgeval. Ons kan nie wag op weg daartoe van die Here af. En ek het iets mooi gehoor. Van ons toelaat vir die werk van die Heilige Gees. Gaan daar die verandering. All to him I now design. Daar staan nie, all to him he now design to me. Daar is nie so woord nie, man. Dat ek jou reg help. Ons moet oorgee aan die Heilige Gees. Ons moet 'n oorgawe maak aan die Heilige Gees. Ja, maar hoe moet ek dit? Ek wil vir jou sê, dit is nie maklik nie, maar jy moet toelaat. Jy kan net toelaat dat hy die Heilige Gees oorneem, as jy begin pad maak vir wat in jou pad staan. Die Heilige Gees gaan net begin werk, wanneer dit wat jou vashou, dit wat jou bind, vanaand, wanneer dit uitgeruim is, kan hy spasie jou in te gaan. Of voordat ons daar gaan kom, weet jy wat dit is wat die disciples al die jare gehad het? Hulle het 'n goeie lering gehad. Hulle het 'n goeie leermeester gehad. Ek wil vir julle sê, ek het ook goeie leermeesters gehad. Ek het goeie mense gehad wat in my lewe die regte goed ingeplant het. Maar wanneer daai goed ingeplant is, werk dit nog nie. Want ek het nog nie begin toepas in my lewe nie. Ek kan nie werk as die Here, as ek nie toelaat dat die Here werk nie. Ek kan nie toelaat om gedoop te word deur die Heilige Gees, as ek nie toelaat dat ek gaan dit doen nie. Nou wil jy my vra, en ek weet ons mense wat dit vra. En ek wil jou antwoord op, hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit met die Heilige Gees? Maklik. Maak oop vir die Heilige Gees. Nee, jy verstaan nie, pastoortjie. Wag, pastoortjie, jy verstaan nie mooi nie. Hier is iets nie reg nie, pastoor.
Hoe gee jy nou net oor vir die Heilige Gees? En dan sê jy nou net is maklik. Hier sukkel ek al jare. Jare sukkel jy al om die Here toe te laat in jou lewe. Weet jy hoekom? Want ons het nog steeds ons eerste liefde ontdek. Jy moet eers die eerste liefde in jou lewe hê. Jy moet tot bekering, dan moet jy gedoop word. Dan kry jy die werking van die Heilige Gees. Dit wat ons weer besig is. Ons is so maklik om Pinkster aan te haal. En as ek dink daaraan, ek dink baie keer dan, ek weet nie van julle nie, ek weet nie hoe dit verwerk het, ek kan nie vir julle sê, of daar is 'n reg en 'n verkeerd. Die reg is die Bybelse manier, die verkeerd is nie die Bybelse manier. Hoe werk dit? Weet jy wat die disippels agtergekom? Jesus doen iets. Nou gaan julle vir my of julle op paad gesnoei, of julle gaan saam bestem. Maar die woord van die Here sê, Jesus kom by hulle en hy blaas op hulle. En hy sê, ontvang die Gees. Het hulle dadelik ontvang? Nee. Hulle soos, okay Here, wanneer goed kom? Ekskuus, ek sê dit is so plat, maar dit is so dit is. Ons is mos nou, Here, wanneer gaan dit gebeur? Jy het toch geblaas, die Gees blaas. Wat gebeur nou volgende? Waar gebeur nou volgende? Weet jy wat moes gebeur het? Hulle moes geleer het om te gaan wag op die Heilige Gees. He that wait upon the Lord. Hy wat wag op die Gees van die Here, sal dit ontvang. Ek kan nie vir jou gee nie. Ek kan vir jou die Bybel gee, en ek kan vir jou sê, gaan lees, gaan doen. Dis wat ons geleer het. Nou as jy al deur 'n leerskool gegaan het, leerlinge, enige ding wat jy al geleer het van die woord van God, dan is dit die riglyn wat jy moet volg om te baie diep in die Heilige Gees te kan kom, om by die salwing van die Heilige Gees te kom. Ons kan nog eens die salwing ontvang nie, want ons is nog nie daar nie. Maar om dit te ontvang, moet ons herken dat daar 'n punt van verandering plaasvind. Dit is in my. Dit moet by my begin, dit moet by jou begin. Dit kan nie net hier voor gebeur. Ek wil vir jou sê, ons kyk so op vandag. Daar is plekke, daar is kerke, wat nie kan wag om te kan afsluit. Maar die boute die oond gaan brand as ek by huis kom. Kyk die skape in die plaas, kyk die tyds. Kyk wat gaan gebeur as ek dit nie toelaat na die Here, dat die Here my net beskerm. Ek wil gaan met julle hierdie getuienis deel voor ek by hierdie gedeelte kom. Ek gaan hierdie laat doen want ek wil iets doen vanaand. Die getuienis is so, die vrou kom tot bekering op die plaas. Haar man die nie. En terwyl sy het daar 'n stukkie grond en hy het 'n groot stuk grond en elke jaar dan moet sy elke keer vra vir hom om 'n paar mielies te plant in haar gedeelte. En terwyl elke jaar die planting en van hy altyd vol die oes. Maar so die 1 jaar, toe sy dit op bekering kom, besluit hy, wel, hy gaan onderwys, hy gaan vir geen saam gee nie, want hy is kwaad met sy Here doen. En sy besluit ook al, sy sal 'n plan maak, sy gaan geld leen om hierdie plaas, die stukkie grond vir haar te plant. Sy plan dit, en soos gewoonte, hoor hulle die aankom van die springbaan, en daar of jy sê, as die trek springbaan weerkom, hy vreet alles op. Daar nou so die hele dag 'n video hier rond te gedoen, toe was dit nou, toevallig dat dink ek aan 'n paar jaar terug, hoe die trek springbaan daar neer die Pretoria se kant van die plaas gegaan het, baie jare terug. En ek dink daaraan, toe die storie hoor, dink ek daaraan, ons laat so toe dat die vyand alles moet vernietig, maar ons los dit daar. En die vrou plan, en dit lyk goed, trek so 100 hektar van haarself. En hierdie boere het duisende hektaars onder hom.
mielies onder hom. En hulle kry die berig, die trekspronkane is op pad. En sy besluit, sy gaan bid. Sê, Here, U het hierdie stukkie grond aan my gegee. Ek het hard gewerk daar. Ek bid, Here, beskerm hierdie stuk grond van my. Wys die ander mense dat U 'n werklikheid is. Wys hulle dat jy 'n beter is. En daai man van haar, daai goddelose man van haar, sê vir haar, die trekspronkane is op die plaas, hy gaan nou net eers die eet. So gaan die trekspronkane deur die plaas, en toe hulle nou klaar het, toe gaan kyk na die skade. En hier kom hulle baie stukkie grond, hier lê hulle 300 mm teen die grond, teen die draad. Nie een van haar mielies geraak aan nie. Al sy mielies opgevreet. Weet jy wat is die beste van alles? Sy sê die meeste wins. Sy kry die meeste wins uit. Meer as wat hy sou gemaak het op sy 1000 hektare. Dit is hoe God werk. Wanneer ons toelaat dat die Gees van die Here werk. Nou ek wil gou hierdie skriffies vir julle deel. Net so 2 van dit deel. En ek gaan vir jou vra dat jy moet wakker wees, want ek gaan dit elke aand vir julle ietsie noem. Kom ek gaan dit vir julle gee. Johannes 3 vers 8. Net op julle stil gebly, we gaan dit nog gee. Genesis 27, die Here sê in 7. En Lukas 3, vers 21 en 22. Ek kan nie vir julle sê, jy gaan dit op huiswerk doen. Want dit gaan jou krag, jou môre terug te kan kom, om te hoor waaroor gaan dit. Ek wil nie dit doen. Ek wil jou net gou ietsie leer. Die woord van die Here sê, terwyl Jesus gedoop is, kom die Gees soos 'n duif. Hy is nie in 'n duif vorm nie, soos 'n duif en hy daal neer op hom. Met wat? Die duif kom sag neer. Die gesoen laat die arend dan so. Maar 'n duif kom so saggies neergeland. Die Heilige Gees kom op hom. En wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees lei hom vir die volgende stuk in die woestyn. Om wat te doen? Om versoek te word deur die Satan. Hoekom noem ek dit nou vir jou? Hoekom noem ek nou die goedjies vir jou? Ek wil vanaand vir jou sê, na vanaand moet jy 'n besluit gaan jy na 'n paar goedjies gebeur. Wanneer jy wil regloop, gaan die vyand wil afkeer. Korrek? Sê julle saam. Ek het nog nie beleef nie. Nee, broer en suster, julle moet saam met my kom bid nie vanaand. Jy gaan kniel hier so bid. Ek wil vir jou vanaand sê, jy moet, wanneer jy daai moontlikheid van beleef, gaan jy hierdie skrif onthou. Die Here was ook deur versoekinge gelei, toe hy die Heilige Gees ontvang het. Hoekom sê ek dit vir jou? Jesus het ook dit ontvang. Hoekom sal hy dit nie vir ons gee? Ek wil jou vanaand en as jy daai deur wil oopmaak vanaand, gaan jy weet waaroor dit gaan. Maar ek kan nie daai deur vir jou oopmaak. Ek gaan vra dat daar is nog genoeg tyd. Julle werk eers môre 5:00. Ek hoor die werk as eers môre 5:00. So het genoeg tyd vanaand. Ek wil vir jou vra, nie haastig wees nie. Daar is genoeg tyd vir die Here om te werk. Dit hang van jou af of jy toe gaan laat. En wat vanaand gaan gebeur, is wanneer jy toelaat dat die Heilige Gees werk. Net hy kan werk, net hy kan die werk doen. Ek kan dit nie doen vir jou, ek kan jou help hierso. As jy 'n taal wil praat, is reg om jou help. Maar dit is nie hoe dit werk by die Here nie. Jy moet opstaan vanaand en sê, Here, ek wil dit ontvang. Ek wil sien werk toe by my Heilige Gees. Hier is nog net 'n begin te trek.
Moenie verwag hier moet 'n wonderwerk gebeur as jy nog hier is, as jy nie jouself die wonderwerk wil sien in die lewe. Weet jy wat gebeur 'n wonderwerk in die lewe? Wil jy oopmaak vir die Here. Ek het dit vir julle genoem. Weet jy hoekom kom mense in Indië so vinnig tot bekering? Want hy het niks nie. Hy het niks hier om te gaan. Hy het niks om waarvoor te werk môre nie, want daar is niks vir hom nie. Die rykste, armste plek in die wêreld. Hoekom sê ek dit? Want wanneer jy arm word in jou gees, wanneer jy begin toelaat dat die gees jou gees begin onderdanig word aan die Heilige Gees, gaan jy sien wat gebeur. So ek gaan vra dat u vanaand saam met my gaan staan op die voete. Ek gaan iets doen vanaand, en voordat ek hierdie liedjie gaan sing, wil ek jou vra. Jy gaan toelaat vanaand, toelaat dat die Heilige Gees werk in jou lewe. Soos jy die doop met die Heilige Gees ontvang, hang dit van jou af hoe jy dit ontvang. Ek kan dit jou afdruk op jou, ek kan nie op jou skouer kom trek en sê, hierso Frank, dis vir jou nou nie. Hoe dit werk is, jy moet oopmaak vanaand vir die Here, ek is hier vanaand. Hier gee ek oor vir u. Laat die Heilige Gees toe. Ons almal wat hier sit vanaand, is tot bekering op. So jy kan nie vir my sê, jy weet hoe werk dit nie. Die dag toe jy jou hart in die Here gegee het, was daar 'n branding in jou hart. En daai selfde branding gevoel, daai gevoel van daai butterflies in jou maag, dat jy wat opgewonde raak oor, toe jy tot bekering gekom het en toe jy in die doopwater gegaan het, daai opgewondenheid is dit wat jy moet ontvang vanaand. Maar jy kan dit net ontvang vanaand as jy toelaat dat dit doen. Ek gaan die geleentheid gee. Ons gaan die Here net loof en prys. Ons gaan die Heilige Gees toelaat. En dan gaan ek begin met 'n lied sing. Ek weet nie of jy hom ken, as jy hom ken, kan jy hom saam sing. Ja, ek gaan jou sê, so, kom ons begin dit reg. Ek sal die sing werk, jy gaan bid. Heilige Gees, hier is ek is oop, kom maak my vol. Kom maak my vol van die Heilige Gees. Kom laat toe dat die Heilige Gees werk. Ek wil voordat ek dit begin, wil ek vir julle sê, ek het nie weer dit gelees nie, maar dit sê, net soos 'n olielamp omval en alles in die brand steek, so gaan die Heilige Gees jou in die brand steek. As jy dit toegelaat, so laat toe, dat alles tot gronde gaan, maar laat toe dat die Heilige Gees begin werk in jou. So kom ons maak, ek wil vra, maak julle oop toe. En terwyl ons dan nou, voor ek gaan begin sing, wil ek vir jou vra, maak oop vir die Heilige Gees. Gee die Here net 'n bietjie kans. Moet te haastig wees om nou weg te gaan nie. Ons gee die Here net 'n kans om te praat met ons. Dat die Heilige Gees met ons begin werk as kinders van die Here. Ons as kinders van die Here moet toelaat dat hy werk. Kom ons laat toe dat die Heilige Gees, sê net, Heilige Gees, hier is ek. Hier staan ek. Ek wil die doop met die Heilige Gees ervaar. Ek wil 'n tale op. Ek wil die werking van die Heilige Gees sien in my lewe. Al wat dit kan gebeur is, as ek toelaat dat die Heilige Gees werk. Maar om by daai punt te kom, moet ons oorgee aan die Here. Moet jy kan sê, Heilige Gees, al hierdie negativiteit, alles wat blokkasie is, dit wat die vyand probeer bring het oor my pad. Gee ek oor aan die Here, sodat ek kan leeg wees van die wêreld. Maak my vol van die Heilige Gees. En terwyl jy dit bid, hou aan bid. Ek wil vir jy vra, nou moet jy nie stil raak op bly nie. Nou moet jy begin vra vir die Here, help my. As jy het nog nooit gehad het, wil ek vir jou vanaand sê, jy gaan dit kry as jy dit toelaat, dat die Heilige Gees werk in jou. Laat toe dat die Heilige Gees werk. Laat toe dat die Heilige Gees sy werk doen. Julle raak bestil vir iemand wat bid door die Heilige Gees.
Kom ons begin 'n bietjie besig raak met die Heilige Gees. Kom ons begin bid en ons sê, Heilige Gees, hier is ek. Kom maak oop vir die Heilige Gees. Holy Spirit, move me now. Make my life whole again. Spirit, move over me. Spirit, move over me. Holy Spirit, move me now. Make my life whole again. Spirit, move over me. Spirit, move over me. Holy Spirit, move me now. Make my life whole again. Spirit, move over me. Spirit, move over me. Holy Spirit, move me now. Make my life whole again. Spirit, move over me. Spirit, move over me. Oh, Holy Spirit, move me now. Make my life whole again. Spirit, move over me. Spirit, move over me. Oh, Holy Spirit, move me now. Make my life whole again. Spirit, move over me. Spirit, move over me. Oh, Holy Spirit, move me now. Make my life whole again. Spirit, move over me. Spirit, move over me. Oh, Holy Spirit, move me now. Make my life whole again. Spirit, move over me. Spirit, move over me. Oh, Holy Spirit, move me now. Make my life whole again. Spirit, move over me. Spirit, move over me. Oh, Holy Spirit, move me now. Make my life whole again. Spirit, move over me. Spirit, move over me. Oh, Holy Spirit, move me now. Make my life whole again.
Holy Spirit, move me now. Make my life whole in you. Spirit, over Holy Spirit, move me now. Make my heart whole again. Spirit, over Holy Spirit, move me now. Make my heart whole again. Spirit, Holy Spirit, make my life whole
Let me be whole.
Hallelujah. Praise die naam van die Here. Kom ons die Here wat met jou. Ons kom maar net op. Praise die naam. Hallelujah. Praise die Here. Dankie vir jou liefde. Ek wil net vir twee goedjies sê voordat ons klaar maak. Nommer 1 is, jy is nooit te jonk of te oud om met die Heilige Gees gedoop te word. By dit wil ek sê, as jy dink jou sonde, jou omstandigheid is te donker vir jou, wil ek jou sê, jy gaan 'n surprise kry, die Here gaan jou doop, as jy toelaat dat die Here werk. Volgende wil ek vir jou vanaand sê, die Here is nie klaar nie, hy gaan nog werk. Die Here is nog nie klaar nie, hier is maar nog die begin. Jy gaan weet as jy klaar is deur hierdie naweek. En ek wil vir jou sê, moenie mis nie, want as jy gaan mis, gaan jy baie mis. Jy gaan soos daai man wees by die kant van Bethesda. En lê vir 37 of 37 jaar, 100 jaar lê, jy gaan niks kry nie, want jy lê net daar. Die wat gewillig is, gaan inklim en dit ontvang. As jy oorgee, gaan die Here werk. Laaste ding, ek was 16, toe word ek gedoop met die Heilige Gees, vir die tweede keer. Maar weet jy wat, dit was die verskil. In daai jare was my donkerste tyd gewees in my lewe. Ek het nie geweet wie ek is in Christus nie meer nie. Al was ek 'n kind van die Here. En weet jy wat het my gered? Die dooping met die Heilige Gees. Maak oop jou hart vir God. Maak oop jou hart vir die Heilige Gees. En ek noem dit terwyl ek hier staan, wat ek vir jou sê. Hier is 'n paar jong mense hierso vanaand. Kyk, die Here gaan julle aanraak. Ek wil vir julle twee sê wat hier sit. Dit wat julle deurgaan, is hoekom die vyand nie daarvan hou nie. Weet jy hoekom hou die vyand nie daarvan nie? Want hy weet wat die Here vir jou beplan het, vir jou ook beplan het. Hy weet die vyand is nie gelukkig nie. Die vyand is nie gelukkig met jou as jong mens nie, want hy weet omdat jy kerk toe begin kom. Want al hierdie goed het begin gebeur, nou dat jy meer kerk toe moet kom. Al hierdie goed het begin gebeur omdat jy 'n besluit begin maak in jou hart. Daai dag toe jy gedoop was in daai swembad, weet die Here wat gebeur het. Maar die vyand weet ook, en hy weet hy wil jou onderkry. Moenie toelaat dat die vyand in jou lewe inkom nie. Moenie toelaat dat hy jou ondermyn nie. Jaag hom weg. Wanneer jy by die huis kom, jy ook, wanneer jy by die huis kom, bid. Begin bid, en julle gaan sien wat die Here kan doen vir julle. Prys die Here. Ek gaan julle vandag vanaand, ek gaan nie ordentlik afsit, ek gaan julle vandag vanaand. En ek wil vir jou sê, moenie mis nie. Daar's 'n surprise vir die res van die week. Nie almal weet daarvan nie, maar ek weet daarvan. So as jy die surprise wil sien, kom môre. Daar's 'n geskenkie wat wag vir jou môre. Prys die Here. Mag jy gaan in die Gees van die Here. Mag jy gelei word môre om terug te kan kom na die huis van die Here toe. Mag die salwing van die Heilige Gees saam met jou wees.
En mag jy nie vergeet wie is in beheer van jou lewe nie. Amen. Prys die Here. Ek seën jou in Jesus naam. Moenie te haastig wees, as jy wil gaan, as jy nog hier wil sit. Ek het baie tyd. Prys die Here.